Baie welkom by Versteekte Juwele. Seira is nie 'n naam wat vir ons eintlik bekend is nie, maar tog was sy 'n sonderlinge dame. Ons kry haar naam ook op 'n verrassende plek in die Bybel en dit is in 'n geslagsregister in 1 Kronieke 7, waar geslagsregisters gewoonlik gaan oor die manlike afstamming. Seira het ook 'n broer gehad, Beria, en van Beria hoor ons net dat hy ook seuns gehad het. Maar van Seira verneem ons dat sy dorpe, miskien stede gebou het. Twee van hulle, Bet-Goron onder en Bet-Goron bo, word in Josua 16 genoem as belangrike strategiese vestings. Nou al word daar net een vers gewy aan Seira, word dorpe nie oornag gebou nie. Dit vereis groot beplanning en arbeid. En ons kan verstaan dat Seira waarskynlik 'n groter gemeenskapsrol gespeel het as haar broer. Nou is daar kritici wat sê die Bybel is mos eintlik deur mans geskryf en dit gee nie vir ons 'n volledige blik op die werklikheid nie. Maar tog, die Bybel noem vir ons Seira as 'n besondere vrou. En so ook sekere ander soos die profetesse Debora en Hulda. En Seira word genoem op 'n sekere manier omdat sy ook vir God belangrik is. En daarom is sy ook vir ons belangrik. Seira gee vir ons al klaar 'n vooruitflits na die Nuwe Testament, want daar verneem ons dat in Galasiërs 3 dat daar nie meer man of vrou is, met ander woorde voorrang van die een bo die ander nie. En omdat Seira vir God belangrik is sy ook vir ons belangrik. En daarom sal ons ook aan mense wat erkenning toekom, die erkenning gee.